Hierdie keer, laat ons weer eens die leerstellings van die Bybel bevestig dat ons werklik lede van die hemelse familie is, en kyk hoe die werk van God gedoen word, onder die onderwerp, hemelse familie en aardse familie. Ek hoop dat ons almal die hemelse Vader sal ontmoet in die ewige koninkryk van die hemel, met die hande van ons moeder vas. Kom ons kyk na Hebreërs hoofstuk 8 vers 5. Hulle bediening is wat? 'n afbeelding en afskaduwing van die hemelse. Die aardse ding is wat van die hemelse ding. 'n afbeelding en afskaduwing. Onder baie dinge is die gesinsisteem 'n tipiese voorbeeld wat die verhouding tussen iets werklik en die skaduwee daarvan toon. As ons dit nie weet nie, kan ons nie glo dat ons hemel toe gaan, of dat die hemel ons huis is, of dat God ons Vader en Moeder is nie. Vir wie het God die Bybel laat skryf? Waarom het God ons die Bybel in hierdie tyd toegelaat? Dit is alles vir die lede van die hemelse familie. Die kinders van Sion, wat die woorde in die Bybel volg, is hemelse kinders. Omdat ons hemelse kinders is ons geregtig om God Abba Vader te noem. Kom ons bestudeer dit vandag en vind die ware betekenis van die woorde. Die aardse ding is 'n afbeelding en afskaduwing van wat in die hemel is. Wanneer dit by die gesinsisteem kom, kan ons aan sy lede dink. Daar is die pa. 'n Pa verteenwoordig sy gesin en neem verantwoordelikheid as die broodwenner. Hy verdien 'n bestaan. Dit is die Vader. God het ook so 'n sending aan Adam gegee. Deur die sweet van jou aangesig sal jy wat? Jy sal jou kos eet, het God gesê. Dis hoekom daar die Vader in die familie moet wees. Soos daar die Vader in die fisiese familie is, in die wêreld van die skaduwee, so is daar die Vader in die geestelike wêreld, die onsigbare wêreld van die hemel. Wanneer ons weer aan Hebreërs hoofstuk 8 dink, die aardse ding is 'n afbeelding en afskaduwing van wat in die hemel is. Almal, wat kom eerste? Die realiteit of skaduwee? 'n Skaduwee kan slegs bestaan wanneer daar die werklikheid is. As daar geen werklikheid is nie, kan daar nie 'n skaduwee wees nie. 'n Skaduwee sonder sy werklikheid kan nie bestaan nie. Hier is die lig. U kan my hand se skaduwee sien. Omdat daar die hand is, bestaan die skaduwee. As ek dit wegskuif, is die skaduwee weg. Daar moet eers die werklikheid wees. Slegs dan kan 'n skaduwee bestaan. Die Bybel sê die aardse ding is die skaduwee van die hemelse ding. Dus, as daar die Vader op die aarde is, wat die wêreld van skaduwee is, wie moet daar in die hemel wees? Wat is die wêreld van die werklikheid? Kom ons kyk of ons werklik Vader in die hemelse wêreld het. Kom ons gaan na Hebreërs hoofstuk 12 vers 8. Maar as julle sonder tugtiging is, waaraan almal deel gehad het, dan is julle oneg en nie egte seuns nie. Verder, ons het tog ons aardse vaders gehad, wat ons getuig het. Aardse dinge behoort aan mense, behoort aan die wêreld van die skaduwee. Laat ons dan probeer om die woord aarde met skaduwee te vervang. Verder, ons het tog ons skaduwee vaders gehad, wat ons getuig het, en ons het hulle gerespekteer. Sal ons nie baie eerder aan ons geestelike Vader onderwerp en leef nie? Die wêreld van die geeste is die werklikheid. Daarom onderwerp ons des te meer aan die ware Vader. Die bestaan van menslike vaders op hierdie aarde toon die bestaan van die geestelike Vader in die geestelike wêreld. Ons het beslis ons geestelike Vader. Wat noem ons die Vader van ons geeste? Noem ons hom nie God die Vader nie.
In Matteus hoofstuk 6 kom ons bevestig die bestaan van God die Vader deur die woorde van Jesus. Matteus hoofstuk 6 vers 8. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. Verwysend na God, sê Jesus dat hy julle Vader is, met ander woorde, ons Vader. Kom ons gaan voort met vers 9. So moet julle dan bid, ons wie? Ons Vader wat in die hemele is. Die aardse sisteem is 'n kopie en skaduwee van die hemelse sisteem. Op hierdie aarde, wat die wêreld van skaduwee is, bestaan die Vader. Daardeur kan ons die wêreld van die werklikheid verstaan. O, daar is die Vader in die geestelike wêreld. Kan ons dit verstaan of nie? Want daar is vaders op hierdie aarde, die wêreld van skaduwee. Slegs wanneer daar die werklikheid is, kan 'n skaduwee bestaan. Sonder regte dinge kan skaduwees nie verskyn nie. Dan kan ons bewys dat daar die Vader is in die geestelike wêreld, in die wêreld van werklikheid, die hemel, want daar is vaders op hierdie aarde, die wêreld van skaduwee. Is dit nie waaroor die Bybel getuig nie? Die Bybel bewys die bestaan van die hemelse Vader. Vader. Noem ons enige man sommer pa. Gestel daar is 'n man wat 100 jaar oud is, maar hy het geen kind nie. Kan hy 'n pa wees? 'n Vader is nie 'n titel wat 'n man kan verwerf net omdat hy oud word nie. Hy moet sy kind hê. Dit is die voorwaarde. Wanneer u die woord 'n vader in die woordeboek naslaan, word dit gedefinieer as 'n manlike ouer, 'n man wat sy kind het. Hy moet sy kind hê. As hy geen kind het nie, kan hy nie 'n vader wees nie. Maak nie saak hoe oud hy is nie. 170, 50, 40, dit maak nie saak nie. Dit is nie asof u outomaties vader kan word sodra u 40 bereik het nie. Daar moet wie wees. Eers wanneer 'n man sy kind het, kan hy vader genoem word. Deur wie kan hy vader genoem word? Deur sy kind. Geen ander mense sou hom vader noem behalwe sy kind nie. Dit maak nie saak of hy 40 jaar oud of 50 jaar oud is nie. As 'n man sy kind het, al is hy 20 jaar oud, is hy 'n vader. Reg? Die enigste voorwaarde om vader genoem te word, is of hy kinders het of nie. Is dit nie eenvoudig genoeg nie? Aangesien Jesus ons geleer het om God die Vader in die hemel te noem, kan ons raai daar moet die kinders in die hemel wees. Is dit net ons aanname? Of is daar werklik hemelse seuns en dogters? Kom ons bevestig die bestaan van hemelse kinders in 2 Korintiërs. 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 17 tot 18. Daarom, gaan uit hulle midde uit en sonder julle af, sê die Here, en moenie aanraak wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle wat vir julle 'n vader wees, en julle sal wat? Sal wees my seuns en dogters wees, sê wie? Sê die Here die Almagtige. 자녀가 되리라고 했습니다. 전능하신 누구의 말씀이라고요? 예, 하나님께서 그렇게 말씀을 주셨습니다. Dit is die woord van God. Hierdie verhouding is nie die fisiese verhouding tussen die vader en sy seun, of 'n vader en sy dogter nie. Dit is die geestelike verhouding tussen die geestelike vader en sy geestelike seuns. Reg? Dit is die geestelike verhouding tussen die geestelike vader en sy geestelike dogters. Ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees. Sê wie? Sê die Here die Almagtige. God sê dit. Dit is 'n duidelike leer van die Bybel. In die aardse familie van die wêreld van skaduwee is daar die vader en die seuns en dogters. As daar dan vader, seuns en dogters is dit al wat in die familie is. Daar is iemand anders. Daar moet 'n moeder wees.
Die feit dat daar die aardse moeder in die wêreld van skaduwee is, wys dat daar die ware moeder in die geestelike wêreld is. Dit is omdat slegs wanneer daar die werklikheid is, kan daar 'n skaduwee wees. In Hebreërs hoofstuk 8 het God oor die heiligdom verduidelik. Soos God dit duidelik geopenbaar het, kan ons maklik dieselfde beginsel verstaan wat op die gesinsisteem toegepas word. In die wêreld van die skaduwee is daar die vader, die moeder en die seuns en dogters. Hulle is die familielede. Vir die gesinslede om so te bestaan, wie moet daar in die wêreld van die werklikheid wees? In die koninkryk van die hemel moet daar God die Vader wees, die hemelse seuns en dogters, en wie anders? Hemelse moeder. Eers wanneer daar God die moeder is, word die hemelse familie volledig en volmaak. Mense erken die bestaan van die moeder op die aarde, maar hulle sê, in die geestelike wêreld is daar net Vader. Daar is geen moeder nie. Maar as jy die verhouding tussen werklikheid en skadu onthou, maak dit sin. Nee, dit maak geen sin nie. Dit is hoekom die Bybel vir ons sê dat ons moeder het. Wat is die Heilige Bybel? Dit is die woorde wat ons Heilige God vir ons gee. Dit is God se brief aan ons. Kom ons kyk dan of ons die geestelike moeder in die hemel het of nie, net soos ons moeders op die aarde het. Galasiërs hoofstuk 4 vers 26 lees. Maar die Jerusalem daarbo in ander woorde, in die hemel is vry, sy is wie? Sy is ons moeder. Die term moeder het iemand nodig om gebruik te word. Net omdat 'n vrou 40, 50, 60, 70 of selfs 100 bereik, beteken dit nie dat sy 'n moeder is nie. Haar ouderdom maak nie saak nie. Sy moet vir wie hê? Haar kind. Op dieselfde manier moet ons moeder, ons hemelse moeder, haar kinders hê. In die wêreld van lewende dinge op aarde, wie het die grootste liefde? Dit is die moeder. Wanneer ons ook al 'n storie oor moeders hoor, is ons baie ontroer. Elke storie wat met moeders se liefde verband hou, raak ons. Daar is 'n rede waarom baie mense moeder as hul gunsteling woord kies. Wat is die volopste in die harte van moeders? Moeders het die oorvloedigste liefde in hul harte. Dit is hoekom wanneer ons ook al die stories oor moeders hoor, is moeders toegewyd en onbaatsigtig vir hul kinders. Wie kan haar eie lewe vir haar kind opoffer? Dit is die moeder. Moeders is so lief vir hul kinders. Daar is talle stories oor moeders se groot liefde in die wêreld. U moes ten minste een van hulle gehoor het. Kom ons dink dan hieroor. Moeders op aarde is 'n wat van hemelse moeder. 'n Kopie van hemelse moeder. Het 'n skaduwee 'n geur. Al het dit geen reuk nie, hoekom word ons tot trane bewoe as ons hoor van moeder se liefde? Waarom raak moeder se liefde die snare van ons harte? Alhoewel moeders op die aarde 'n skaduwee is, het hulle die aard van hemelse moeder. Hoe sal die moeder van die werklikheid wees? Wat sal die aard van ons geestelike moeder wees? Vir ons verlossing het moeder na die aarde gekom en dieselfde vlees as ons in aangetrek weens ons sondes. Laat ons moeder se vorige verskyning voorstel voor sy hierheen gekom het. Hoe mooi en heerlik moes sy in die hemel gewees het, omring deur lig.
Deur die aardse vaders en moeders wat groot moeite doen vir hulle kinders, kan ons verstaan hoeveel te meer die hemelse Vader en hemelse moeder moeite vir ons doen. 모습은 과연 어떠할까? 그림자만 하더라도 이렇게 As ons die skadu alleen sien, word ons tot trane bewoe en hartseer oor hul lyding. Hoeveel meer tranerig sou die verhale van ons hemelse familie wees? 우리가 Ons moet hieroor dink. In die wêreld van skaduwee is dit hartverskeurend genoeg. Ouers offer hulself op vir hul kinders. 희생을 하십니다. Onlangs het ek die geer van Sion gelees wat van Venezuela afgestuur is. 한개 올라온 내용을 보니까 Aangesien Venezuela nasionale probleme het, is daar ook nie genoeg kos in Sion nie. 교회 내에서도 음식에 여유가 Op die Sabbatdae wanneer lidmate na Sion kom, deel hulle enige kos wat hulle almal saam het. 있는 만큼 가지고 콩 한 쪽도 나눠 먹는 이런 어떤 입장. Alhoewel elke lid kos gegee word, eet moeders selde, maar voer hul kinders. 먹지를 않고 자식에게 먹인답니다. Toe ek hierdie storie gelees het, was ek hartseer. 아팠습니다. En hierdie aardse wêreld, ook 'n skaduwêreld, is moeders so lief vir hul kinders. 그런 정도 하신다면 우리 Hoeveel groter is dan die aard en liefde van die hemelse moeder in die wêreld van die werklikheid, in die geestelike wêreld. 가지고 계셨던 그 사랑의 크기가 과연 어떠할까 말이죠. 예, 여러분과 Laat ons vandag almal hieroor dink en ons verheug en God dank en eer gee dat hy ons die kinders van Vader en Moeder gemaak het. 영광 돌릴 수 있는 천국 가족들이 다 되셔야 되겠습니다. 예, 그래서 Daarom vra die Bybel ons om God te dank. 또 요구하고 있지 않습니까? Kom ons sien Romeine hoofstuk 8 vers 16. 말씀 한번 보도록 하겠습니다. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons wat? 우리가 Ons is kinders van God is. 하나님의 것을 증거했다고요? 자녀인 것을 증거했다. Waardeur getuig die Gees dat ons God se kinders is? 증거했습니까? 성령이 분명히 Die Gees getuig, julle is God se kinders deur iets. 자녀라고 이렇게 증거했습니다. Wat is dit? 증거했다고 했습니까? 자, 우리 가족이라면 As dit by 'n gesin kom, is familie deur bloed verwant, nie waar nie. 얘기하고 있지 않습니까? Die verhouding tussen ouers en kinders moet deur bloed verwant wees. 물려받는 그런 관계가 되어야만 Slegs diegene wat ouers se bloed erf, kan vir mekaar sê, julle is my ouers of julle is my seuns en dogters. 형성될 수 있지 않습니까? 자, 그렇다면 하나님의 자녀가 Dan, om God se kinders te wees, moet ons God se bloed beerwe. 다 이렇게 물려받아야 되겠습니다. Nou, kom ons kyk hoe God ons toelaat om sy heilige bloed te ontvang. 우리 자녀들에게 허락하셨는가? Kom ons gaan na die evangelie van Lukas. Lukas hoofstuk 22 vers 7. Die dag van die ongesuurde brood, waarop die pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: "Gaan berei vir ons die pasga voor, sodat ons dit kan eet." Kom ons gaan na vers 19. En hy het brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: "Dit is wie se liggaam? Dit is my liggaam wat vir julle gegee word." 누구를 뜻합니까? Na wie verwys my liggaam? 3위로 볼 때 Jesus se liggaam. Wie is Jesus volgens die drie-eenheid? 하나님의 Hy is God die Vader. 우리에게 Ons is die liggaam van God die Vader gegee. 너희가 이를 행하여 Doen dit om my in herinnering te bring. 저녁 먹은 후에 So ook met die beker van die Paaswyn na die ete met die woorde: "Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed." 뭐라고요? 내 피로 세운 새 언약이네. 여기서 누구의 피라고 했습니까? Wie se bloed is dit? 즉 Jesus se bloed. Volgens die drie-eenheid is Jesus Vader. Hy het die pad vir ons gegee om Vader se vlees en bloed te beerf. 어떤 언약 속에 Watter verbond is dit? 새 언약이라는 Dit is die waarheid van die nuwe verbond. 우리에게 나눠 주셨습니다. Daarom kan die Gees nie anders as om ons as God se kinders in Romeine hoofstuk 8 te erken nie. 할 수밖에 없지 않습니까? Jy is my seun. 내 아들이다. 왜? Hoekom is dit? 보니까 그 속에 Dit is omdat ons die vlees en bloed van ons geestelike ouers in ons het. 뭐가 있습니까? God het volmaak vir ons sy kosbare bloed gegee deur die waarheid van die Pasga. 유월절이라는 진리를 통해서 우리에게 고스란히 전달해 주셨습니다. 그러니 우리는 Daarom kan ons God Abba Vader noem en ons kan God ook Moeder noem. 아버지라 부를 수 있고
또요 어머니라 칭할 수가 있는 것입니다. 우리에게 God is ons Vader en God is ons moeder vir 우리에게 ons. 있어서 하나님은 어머니십니다. Al noem iemand God moeder, kan God nie onvoorwaardelik sy moeder wees nie. 무조건 아버지라고 부른다고 Selfs al noem hy God Vader, kan God nie na willekeur sy Vader wees nie. 이런 Daar moet die bloedverwantskap tussen ouers en kinders wees. 육의 자식이 Om fisies kinders en ouers te word, moet hulle deur fisiese bloed verwant wees. 영의 부모가 되고 자녀가 될 Dit is dieselfde met die geestelike verhouding, aangesien die aardse dinge kopie en skaduwee is. In die skaduwêreld is ouers en kinders deur bloed verwant. Dan is ouers en kinders ook in die geestelike wêreld deur bloed verwant. 혈연으로 이어져야 돼요. Watter soort bloed is dit? 어떤 혈연입니까? Die bloed is die Pasga bloed. 그 혈연으로 이어지는 이런 관계가 돼야 되겠습니다. Dan, watter kerk verbind ons met God die Vader en moeder deur die bloed van die nuwe verbond Pasga? 아버지와 어머니와 자녀들의 그 관계로서 잇고 있는 교회가 어떤 교회입니까? Slegs diegene wat die Pasga hou, kan die kinders van God genoem word. 뭐라고 말할 수 있습니까? 하나님의 자녀라 말할 수 있고 유월절을 지키는 Diegene wat nie die Pasga hou nie, kan nie God se kinders wees nie. Hulle is nie gekwalifiseerd nie. As u na enige man gaan en hom noem, Vader, Vader, of as u na enige vrou gaan en haar noem, Moeder, Moeder, sal u as kranksinnig beskou word. 볼 수밖에 없습니다. Soos dit duidelik in Romeine hoofstuk 8 geskryf staan, wat noem God ons? 누구라고 이렇게 인정을 해 주셨죠? Kom ons gaan terug na Romeine hoofstuk 8. Weer vers 16. 가르침 다시 한번 보겠습니다. 성령이 Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. 증거하셨다. 친히 Dit beteken dat Gees erken dat ons God se heilige vlees en bloed in ons het. 거룩하신 보혈의 피가 그 속에 분명히 있다는 사실을 인정을 하셨다는 뜻입니다. 뭘로 Deur wat? Deur die Pasga van die nuwe verbond. 분명히 Omdat dit bevestig word dat ons God se kosbare bloed in ons het, erken die Gees ons deur te sê: "Julle is waarlik God se kinders." 17절 Vers 17. Maar as ons kinders is, dan wat is ons? Is ons ook erfgename? Wat beteken erfgename? 무슨 뜻입니까? Erfgename beteken opvolgers. 상속자라는 뜻이죠. Kom ons kyk verder wat ons verwag word om te erf. 예정된 자녀들인지 계속 보도록 하겠습니다. Erfgename van God en mede-erfgename met Christus mits ons inderdaad saam met hom waarin. In sy lei sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. 고난도 어떻게 Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid. 현재 고난은 지금 우리가 현재 당하고 있는 조그만 Wat bestem is om aan ons geopenbaar te word 우리에게 nie. 나타날 Die klein lyding wat ons tans verduur is nie werd om vergelyk te word met die geweldige hemelse heerlikheid wat later in ons geopenbaar sal word nie. 비교할 수 없도다고 했습니다. 이건 뭐 Dit beteken dat dit buite vergelyking is, 어떤 대상이 아니다는 뜻 아니겠습니까? sodat God se kinders die heilige heerlikheid kan hê. 우리 모든 자녀들이 나아가기 위해서는 Ons moet altyd hoop vir die hemel hê. 주시고, 아버지, Gehoorsaam die genadige leringe van Vader en Moeder, laat ons hardloop na die koninkryk van die hemel. Vandag kan ons tot 1 of 2 gevolgtrekkings kom. 를 결론 지을 수가 있습니다. 영적인 Deur hierdie onderwerp, hemelse familie en aardse familie, kom ons tot die gevolgtrekking dat diegene wat nie God die moeder het nie, nooit die ware kinders van God kan word nie. 때문에 우리 Deur hierdie onderwerp kan ons duidelik sien wie in die geestelike wêreld moet bestaan. 그래서 우리가 파악할 수 있습니까? 어머니 하나 Ons kan ten volle verstaan dat daar God die moeder moet wees. 그리고 En deur die Pasga, wie het ons geword in verhouding tot God? 하나님과의 그 관계에서 뭐가 되었다고요? Ons het God se kinders geword. 되었기 때문에 그 Die eer wat God se kinders sal ontvang is baie groot. 그 영광을 Ek vra u dus herhaaldelik om nie hierdie heerlikheid prys te gee of te laat dat ander dit van u afneem nie. 하늘 자녀 Moet u dit asseblief nie verloor nie. 부탁드리겠습니다. 사단은 Satan gebruik allerhande laster om die fondament van ons geloof te skud sodat ons van God die Vader en Moeder kan wegdwaal. 그 근본 자체를 흔들어 놓으려고 애를 쓰고 있습니다. 그러나 Maar Vader het vir ons sy heilige woorde gegee om ons te red. 이 거룩하신 이글 Hy het gesê dat aangesien Moeder verseker bestaan, ons in Moeder moet glo en haar moet volg na die ewige koninkryk van die hemele. 와 달라는 것이
누구의 Dit is die versoek van God die Vader. 아버지 하나님의 부탁입니다. 우리 하늘 자녀들, Ons is hemelse kinders. 자녀들답게 Wanneer ons terugkeer na ons ewige tuiste, die hemel, as gekwalifiseerde hemelse kinders wat reg is in dade, woorde en gedrag, sal ons vir ewig en altyd regeer. 할 수 있는 왕자 As hemelse prinse, prinsesse en hemelse heersers, laat ons nie waardigheid en grasie verloor nie. 잃지 않는 여러분과 제가 꼭 되도록 합시다. En kom ons verkondig die evangelie so vinnig as moontlik aan 7 biljoen mense. 잃어버린 형제 Deur ons verlore broers en susters te vind volgens die wil van Vader en Moeder, laat ons een word en die evangelie ywerig verkondig. 복음을 열심히 또 전가할 수 있는 시온 가족들이 다 되어 주시길 부탁드리겠습니다. Dit is die versoek wat aan ons Sion-lede gegee word, nie aan iemand anders nie. So, niemand kan hierdie werk in plaas van ons doen nie. 우리가 해야 됩니다. Ons moet dit self 우리가 doen. 해야 되고 할 수 Ons kan dit doen. 하나님께서 아버지 Ons God Vader en Moeder beloof dat hulle ons sal help. 하신 말씀이니까 이렇게 해서 Ek vra al ons hemelse familielede om 'n groter droom te hê en hoop om die glorie van die heelal te verkry. 가지시고 살아갈 수 있는 우리 하늘 가족들이 다 되어 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 그리고 오늘 이 시간 Vandag is hier ons broers en susters wat soos wolke en soos duwe uit verre lande in Suid-Amerika in die arms van Moeder ingevlieg het, volgens die profesie. 남미 지역의 식구들 모든 우리 시온의 가족들에게 Ek bid weer eens dat Vader en Moeder se liefde en seëninge altyd op hulle sal wees. 빌겠습니다. Dra baie vrugte en wees vrolik. 힘냅시다. 예, 감사합니다. Dankie en God seën julle.